En dis waar ons kuier die afgelope 3 weke oor 'n geldige storie. Maar wat maak 'n storie geldig? En dis waar ons so 'n bietjie net stil gestaan het om te sê, ons moet besef dat geldigheid verwys natuurlik na die mate waarin 'n metode of proses met voldoende sorg en noukeurigheid uitgevoer word, wat verseker dat die resultate betroubaar en betekenisvol is. So ons sê dat in hierdie wêreld het ons 'n klomp nuus. 'n klomp nuus wat 'n sekere impak op my en jou lewe het. Die vraag is daardie nuus betroubaar en is dit betekenisvol? So die meeste nuus sê vir ons baie keer oor wat gaan gebeur. As ons na ekonome luister byvoorbeeld, en dit beteken nou nie ekonome is nie ou om na toe te luister nie. Al wat ek sê, as ons na ekonome luister, dan sê hulle waar ons nou is, en as dieselfde goed gaan gebeur, gaan dit die resultaat wees. So ons het 'n som wat ons dit mee bepaal. As ons na God luister, dan sê hy, wag 'n bietjie, ek het jou toekoms in my hande. Nou die vraag is, vir wie luister jy? Wie se storie het geldigheid oor jou? Want die Hebreërskrywer help ons met daardie beginsel. Hy sê, hoor gou, ons het baie keer 'n probleem in ons lewe, dat ons gesprekke verklap waarvan ons hart vol is. Maar dit beteken dat ons in hierdie wêreld 'n klomp nuus hoor, en wat dit baie keer in ons lewe veroorsaak, dit veroorsaak vrees, en nou posisioneer ons onsself om hierdie vrees aan te spreek, né? Want as ek bekommerd is, byvoorbeeld, as ek gaan kyk na my aftrede pakket, as jy een het, as jy nie een het nie, die Here help jou, maar nee, die Here help ons almal, maar jy sien dit nie, as ek daarna gaan kyk, dan sê ek vir myself baie keer, wag 'n bietjie, hierdie ouens sê vir my, Aubrey, as jy hierdie lewensstandaard wil leef, moet jy dit spaar. So lewensstandaard word bo lewenskwaliteit geplaas. En op die einde van die dag wat ek dan doen is ek posisioneer myself, want hoekom ek wil 'n spesifieke lewensstandaard leef, en daarom nou hou ek hierdie goed, en ek bære dit, en ek, maar jy sê ding, die amazingste ding is dat ons dit doen, sonder dat ons weet hoe die dag van môre lyk. Nee. Ons weet nie wat gaan môre gebeur, hè? Ek weet nie of jy weet nie. Ek het nog iemand anders te gekry, behalwe God wat weet wat môre gebeur. Dis hoekom hy sê, hoekom bekommer jy jouself oor die dag? Dit beteken nie ons moet nie ingelig wees nie. Dis nie wat ons oor praat nie. Ek sê, hoekom bekommer jy jouself oor die dag van môre? Hoekom bekommer jy? Dis waar die Hebreërskrywer sê, om te sê, wag 'n bietjie. Hier's 'n ander nuusopskrif oor ons lewe. Die Here is my helper. Nee, my vertroue kom in wat hy vir my sê. En ek het nodig om dit uit te vind, is my vertroue in wat die wêreld sê, so is ek besig om myself te posisioneer ten opsigte van wat mense sê, want dis waar die Hebreërskrywer ons heen vat, mense sê 'n klomp goeders, ons posisioneer ons deur mense, onthou nou net, hy is ook geskep deur God, hy weet nie wat God weet nie op die einde van die dag, en nou moet ek en jy by 'n plek om te sê, wag 'n bietjie, hierdie God van hemel en aarde wat ek en jy glo, sê iets spesifieks en daarom het ek 'n vertroue in hom. Dis 'n nuwe hoofopskrif vir my lewe. Dis die eerste week waar ons gesels het, om te sê dat ek het nou nodig om hom te vertrou. Vrees moet ek bære, want hier is dit wat ek en jy ontdek, is dat daar geen groter liefde is. En hy sê, perfekte liefde dryf die vrees uit. As ek myself op baie plek kry waar ek hom kan vertrou met my toekoms. Hom kan vertrou oor wat hy oor my sê. En dan laasweek het ons gesê dat die Hebreërskrywer bring ons by die plek om te sê, hier's die great ding, as my en jou gesprekke oor geldgierigheid is, of die tekort van geld, of die liefde vir geld, dis maar eintlik hierdie woord wat gebruik word om dit te beskryf. Hoekom? Want daar's 'n vreeskomponent, né? Hierdie vreeskomponent laat toe dat ek en jy praat oor die tekorte wat ons het, of oor die verwysing dat dit is wat die wêreld sê. Nou kom hy by die plek en dan sê hy, maar wag 'n bietjie, ek en jy het nodig om wat te wees vergenoeg, tevrede te wees. Hoekom? Want hy sê, hy sal my nooit begewe en nooit verlaat nie. O, ander hoofopskrif. Nie net is hy my helper nie, hy sê ook, hy sal my nooit begewe en nooit verlaat nie. Hy is altyd met my, ongeag my omstandighede.
Hy is by my. Hy is die ene wat my die krag gee, die vermoë gee. Hy is die ene wat my motiveer. Hy is die ene wat my dryf op die einde van die dag. En as ek by daai twee plekke kan kom te besef dat hoor hierso vertroue is die element waar ek God absoluut vertrou vir wat ek is, maar ek is vergenoeg in dit wat hy vir my gegee het. Dit beteken wie ek is. Ek sal raai daarmee. Dan begin ons 'n vrygewige lewe leef. Dis die uitvloei van dit af. En onthou net, vrygewigheid, en dis baie keer waar ons by 'n plek kom om te sê dat, weet jy wat, daar's druk op my, ek moet nou vrygewig wees. Of daar's 'n skuldgevoel. Ja man, onthou nou net, jy's 'n kind van die Here. En dan leef ons nie eintlik met vrygewigheid nie, ons lewe uit druk en uit dwang uit. En op die einde van die dag wil hy hê ons moet iets ontdek om te verstaan dat, maar waarvoor is jou hart? So die Hebreërs skrywer in Hebreërs 13 sê klomp goedes vir ons. En soos ons gesê het natuurlik, sy verwysing waarmee ons help oor hierdie geldige stories, moenie dat jou taal gebruik, dat dit wat jy die heeltyd op staan geldgierig is, nee. Maar kom by 'n plek waar jy vergenoegd is met wat jy het, omdat jy weet, ja, hierdie is die amazingste ding wat God kom doen het. Hy vat ons verder in Hebreërs om ons by 'n plek te kry om te sê dit is wat leierskap is en dis hoe die manier van hierdie goed is in ons lewe. En dan noem hy die volgende. Hy sê en moenie versuim. Soos ek al hierdie ander goed nou ontdek het as waardevol en ja, ek het dit nou in my eie gemaak om te besef, okay, God het die huwelik ingestel. Dis hoe hy wil hê broederliefde moet wees. Ek moenie geldgierig wees nie. Dan sê hy vir my en jou, okay, as jy al hierdie goed het, verstaan wat 'n leier is, verstaan hoe ons dit uitbeeld, moenie versuim om goed te doen en mededeelsaam te wees nie. Want God het behaag in sodanige offer. Hy is 3 goed wat hy uitlig in hierdie eenvoudige teks natuurlik, en hy sê, heel eerstens, moenie versuim nie. Dis nie opsioneel nie. En ek dink ons mis dit baie keer. Dis nie 'n opsie in my en jou lewe om vrygewig te wees nie. Dis 'n ontdekking van wie ek is. Ontdekking van wie hy is. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld, hierdie kosmos gehad, dat hy wat? Sy eniggebore seun, eniggebore, beteken die enigste van God, wat gebore is as mens, nee. God in sy wese mens geword, die eniggebore vir my en jou gegee het, sodat die resultaat daarvan, ek in die ewige lewe. God is die grootste gewer. Kom ek help jou net gou vanoggend, dat as jy by 'n plek kom te dink, daar's enige groter gewer as God, dan maak jy 'n fout. Want God het vir my en jou kom lewe gee, en dit in orde. Dit is sy natuur, dit is sy karakter. En dis hoekom Hebreërs skrywer ons sê, maar moenie versuim nie, dis nie opsioneel nie. Dis deel van wie ek en jy nou is, en daarom sê hy ook, dis 'n opoffering. Maar wat is die probleem? Dis nie altyd net eenvoudig om vrygewig te leef nie. Kom ons wees eerlik. Nee, ek stap aan die winkels in, en dan sien ek 'n mooi paar skoene, en dan sê ek, en veral vir die wat skoene van hou, nee. Dis nou nice. Maar wag 'n bietjie, daar's 'n groter funksie tot dit. So ek gaan nie skoene nie koop nie. Ek gaan die geld eerder vir iemand gee. Kyk hoe werk dit. Dis 'n opoffering. Nee, ek het nie die nuwe iPhone 20 nodig nie. Hy is nog gemaak nie, by the way, hy kom seker nog, maar anyway, ek het hom nie nodig. Hoekom? Want my foon werk nog oké. Ek het nie 'n 72 duim TV nodig, of 100, ek stap in iemand se huis in, en ek sien hierdie TV, dit lyk vir my, of ek in 'n bioskoop is, nee. Dis die ou woord vir flieks. Nee, dis great, dis amazing. Maar ons het dit nie nodig eintlik nie, nee. Maar ek dink ons moet besef dat ons baie keer hierdie goeders doen. Hoekom? Want ek wil dit graag hê. En hy sê dit behaag God, hierdie tipe leefstyl. Hoekom? Want hierdie tipe leefstyl weerspieël Hebreërs 11 vers 6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hierdie leefstyl weerspieël wat ek glo. Dis nie om God se arm te draai nie. Dis nie om hom blymoedig te maak oor my en jou nie. Nee, dit behaag hom
Hoekom? Want wat ek sê, ek glo van hom, word 'n realiteit in my lewe. Dis wat hy oor ons spreek. Dis wie ek en jy is. Daarom wanneer ons hierdie goed lees, moet ons oppas om by 'n plek te kom en sê, wag 'n bietjie, ek moet gee, want dit maak God bly oor my, en dan as God bly oor my is, gaan ek meer, nee, dis nie wat hy sê nie, hy sê dit behaag God, want ek en jy verklaar iets deur wat ons sê ons glo. As ek en jy vir mekaar vanoggend sê, ek glo God is my helper, dan moet dit mos weer speel word deur die manier hoe ek leef. As ek glo hy sal my nooit begewe en verlaat nie, dan moet dit mos my taalgebruik weerspieël. So dis waartoe ons vat in hierdie gesprek, om te sê dat, wag 'n bietjie man, onthou, vrymoedigheid vloei nie uit druk of hierdie skuldgevoel nie. Nee, vrymoedigheid se hartsding. Nou ons het die vorige reeks gesê dat liefde wen altyd. Ons het gaan stil staan in 2 Korintiërs 5:14 tot 15, waar Paulus hierdie skryf. Die liefde van Christus dryf ons. Dis nie om God se aangesig te kry, dis nie om God se liefde te beleef, nee, dis omdat ek reeds tot insig gekom het. Ek het by daai plek in my lewe, ek het die som gaan maak, ek het dit opgeweeg, ek het tot insig gekom, ek het navorsing gedoen oor die feit, dis waar hy sê, dat een het vir almal gesterf. Hierdie Christus het almal ingesluit. Hy het ons almal deel gemaak van hierdie nuwe lewe, maar nou besef ons, wag 'n bietjie, daar's 'n klomp mense wat dit nog nie weet nie. Vir my en jou, ons het by die plek gekom om te sê, hier is die ding. Ek leef nou oor hom wat my lewe kom gee het. Nou leef ek nie meer vir myself nie. Ek leef vir hom. En hy het 'n missie. Hy het hierdie missie dat hierdie wêreld wat hy geskep het, gevul sal word met die heerlikheid, die kennis van sy heerlikheid, Habakuk 2 vers 14. En dat ek en jy onsself kan posisioneer om te sê, wag 'n bietjie, hy het my herskep, ek sien die nuwe mens, ek's deel van hierdie familie. Hierdie familie het 'n missie en ek wil dit uitleef. En daar is hoekom hy sê, hierdie liefde, daar's geen groter liefde, soos wat Johannes skryf, vir hom wat sy lewe gee vir sy broer. Daar's geen groter liefde nie. Ek ontdek dus die waarde van hierdie liefde in die feit dat Jesus vir my en jou gesterf het. En dit verander die manier nou hoe ek oor alles dink. Dit verander die manier hoe ek oor my geld en my tyd en my talente dink. Ek neem nou deel aan hierdie missie. Ek is anders gefokus. Dit is interessant wanneer die Hebreërskrywer ons help en sê, wag 'n bietjie, hier's iets wat ons ontdek het, ons het 'n ander verwagting. Hy sê, mense wat so leef, het 'n ander verwagting. 'n Ander verwagting van 'n nuwe wêreld. Ek het 'n ander verwagting, dis hoekom ek anders leef. Want hoekom? God het vir my iets gesê. Hy het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Ek gaan jou gebruik, en jy en ek gaan saamwerk. Ek het hierdie kerk geskep. Ons het laasweek bietjie stil gestaan in Filippense oor Paulus, wat natuurlik aan Filippi skryf, en dan sê hy, hoorie so man, ek is super opgewonde. Dis nou my eie taal, nee, dit staan nie so daar geskryf. Ek is super opgewonde oor die feit dat julle vir my iets gegee het. En dan gaan hy en hy sê, maar dit gaan nie oor wat julle vir my gegee het nie, maar dit gaan oor die implikasie oor juist dit. Want hier is iets, julle was die eerste ouens wat ingekoop het in die missie. Julle was die ouens wat my eerste ondersteun het. Julle was die ouens wat eerste bygedra het. En daar het iets gebeur, en ek dink in ons lewens kom baie kere 'n klomp goed wat ons kan veroorsaak dat ek nie meer bydra aan die missie nie. Ons het ook beleef hoe die kerk in sy verskillende forme wat ons het beleef en sien natuurlik verkeerdelik hierdie fondse toe-eien aan 'n klomp goed, en daarom moet ons geritereer. Paulus kom by die plek en hy sê, wag 'n bietjie man, ek het hierdie van julle, hierdie sê vir my, dit spreek iets in my, en dan gaan hy dan sê, maar
Ek het geleer. So moenie bekommerd wees om vir my nog te gee, maar ek het geleer om vergenoeg te wees. Ek het by daai plek gekom in my lewe waar ek okay is. En dit is interessant as hy verder gaan. Hy sê dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan. Ander vertalings praat oor die belegging. Ek seker hier's 'n klomp van ons hierso wat sit wat belê het, nê. Soos wat ons in die begin gesê het, as ek 'n aftreepool belê ek mos en ek verwag daar's 'n opbrengs. Dit is interessant as ons gaan kyk na die missie van God, dan besef ons wag 'n bietjie. Paulus trek ons in hierdie gesprek en om te sê dat ek en jy word ryker deur te belê in die missie, maar ons besef nie altyd hoekom ons ryker word nie. Want vir baie mense is rykdom meer. Maar dis nie waante ons vat nie. Hy praat eintlik dat ek en jy ryker in purpose word, in doelgerigtheid. Want daar is hierdie nuwe intentionaliteit wat ek en jy beleef, want hierdie gawe, hierdie deelneem natuurlik aan dit wat God vir my en jou gegee het, hier in hierdie gedeelte, sê dat julle gawes voor God 'n offer met lieflike geur vir hom aanneemlik en welgevallig, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien. Dat ons by 'n plek kom sê, weet jy wat, wag 'n bietjie. Die feit dat ek begin besef dat die bydrae wat ek het 'n opbrengs. En ek sê dit om te kyk na die kerk in sy groter gedeelte, maar ook tog wat ons het. Om te sê dat hier soveel mense se lewens al getransformeer is. En ons kan storie op storie op storie op storie vertel. Mense wat belê het in die koninkryk, in die missie van God. Deel het aan hierdie verwysing dat ons 'n gebou kon nuut maak. En ons weet dit gaan nie oor geboue nie, dit is net 'n gedeelte om mense bymekaar te kry, om hulle eintlik te impakteer, om hulle toe te rus, om eintlik die city changers te wees, wie ons behoort te wees. Nee, maar hierdie storie, wat ons deur die inkoop van mense skryf, maak ons ryker. Om te besef, wag 'n bietjie, as dit die impak kan wees, dan wil ek meer belê in hierdie manier. Want luister, baie van ons is vrygewig en ons belê dit in ons families en ons sê nie dis verkeerd nie. Die realiteit is baie keer as ons daarna kyk en ons sê ek belê my geld in hierdie persoon of in daardie persoon se lewe en ek sien nie vrug nie. Bring hy ons by die plek en sê wag 'n bietjie. Dink jy nie ons moet iets net eerste plaas voordat ons daar gaan nie? Dink jy ons moet net eers dink aan die missie van God? Om te sê, is dit nie hoe God dit bestem het om te wees nie? Toe hy uit die dood uit opgestaan het, en hy sy disippels vertel het van die koninkryk van God, en die funksie van die koninkryk van God, dink ons nie, wag 'n bietjie, dis die manier, dis die idee wat God kom neerlê het, oor hoe hy hierdie wêreld wil vul. En dat ek en jy onsself daar kan kry, wag 'n bietjie, as ons begin belê en ons sien die vrug op dit, wat begin ons doen? Ons word ryker in ons doelwitstelling en die manier hoe ons dit aanpak. En dit wat ons sien plaasvind in ons omgewing. En ons besef, deur dit te doen, begin God in my en jou behoeftes voorsien. En dit beteken nie die tekorte in ons huise nie. Want ek dink dis baie keer waar ons gaan. Ek het 'n tekort en baie keer gee ons om die tekort aan te vul, want ons hoor as 'n geestelik ontvang, wat nie verkeerde beginsel is nie. Maar baie keer is die behoefte wat jy het anders as goed. En dis wat hy kom en hy sê, is dat wanneer ons glo, ons vertrou God, wanneer ons vergenoegd is en ons begin met vrygewigheid leef, wat kom doen hy? Hy kom spreek my en jou behoefte aan. Die behoefte van wat? Dit wat ons tekort kom in ons lewe. En ons wil baie keer goed doen om die behoefte te bevredig. Ons dink baie keer as ek beter klere het, gaan dit my beter laat voel. Daarom gaan koop ek dit vir my. Of 'n groter kar, of 'n beter huis. Maar eintlik is daar leemte in my lewe. En dan sien ons dat God vul nie daardie behoefte nie. Ek kan nie dit bekostig en ek kan nie dit, maar ons mis dit wat hy wil doen in ons harte. Van ons harte.
Hy's ingestel op jou hart en in my hart. En hy wil dit herstel. Sodat daar geen tekort in my lewe is. Sodat ek juis met vrymoedigheid kan leef in ons samelewing. Daarom wat baie belangrik is, dat vrygewigheid reflekteer God se heerlikheid. Dit reflekteer God se opinie oor my en jou lewe. Paulus help ons in Romeine om te sê, broers, op grond van die barmhartigheid van God, roep ek julle dus nou op om julle liggame beskikbaar te stel as 'n offer. Ek gee op die manier hoe ek dit gesien het in die begin. Nou wat? Dat dit nou weerspieël wie God is in my lewe. Hy sê lewendig en heilig. Vir God aanneemlik. Dis sinvolle godsdienst. Maar baie keer ons sê, sinvolle godsdienst om X, Y en Z te doen. As jy dit doen, dan is dit nie. Hy kom en hy sê, hierdie is sinvol. Laat my hele lewe, my lewe nou, en dit is natuurlik waar ons ontdek het ook. Paulus wat sê, ek leef nou. Ek leef nou, my hele lewe leef nou vir Jesus. Want ons geen groter liefde, dit dring my. Dit bring my op die plek om te verstaan, ek leef nou 'n lewe van vrygewigheid, want dit kommunikeer iets van wie hy is. Dit openbaar sy heerlikheid, wanneer ek bydra, wanneer ons dit ding doen soos Street Store, en daar die mense inkom, die 780 van hulle gister, wat daar deurgekom het, wat elkeen 'n oomblik gekry het, net waar iets in hulle lewe kon geopenbaar word, oor wie? Oor God se opinie oor hulle. Ek het nie van jou vergewe nie, ek sal nie jou verlaat nie, ek is met jou, al stuur ek mense op jou pad om dit vir jou te kom wys. Ek wil hê jy moet dit ontdek, en dit is juis, wanneer ons die voorbeeld is, deur ons vrygewigheid, sien mense God se opinie oor hulle lewens. Maar nie net dit nie, vrygewigheid help my om die groter storie uit te leef. Ek het dit goed gedink net om iemand te kry wat ons so net so bietjie vertel oor die groter storie in hulle lewe ook. Rian Briel, Rian en Rita, is al lank in ons gemeente. Nie almal ken vir Rian nie, en is amazing, hy is hierdie ou agter die skerms, Nagel, sal ek nooit vergeet, die vertel die storie, Rian, oor hulle wat vroeg gekom het vir 'n diens, en Nagel kom na hom toe, hy sê, hoorie so, ekskuus man, ons begin eers oor 20 of 30 minute, kan nie onthou presies wat die tyd nie, en hy vra vir hulle, maar, julle kan gaan koffie drink, hier oorkant, nee, maar as julle gaan koop, wil julle nie vir ons batterye koop nie, nee, ek wil hulle is die eerste keer hier in Doxa, en die eerste ding wat vir hulle gesê is, man, wil julle nie vir ons batterye gaan koop nie. En as mens na Rian hulle se lewens kyk, dan besef ek, daar is soveel om te leer, en ek dink is in baie van ons lewens sigbaar, maar 'n storie van vrygewigheid, net so Rian, wil jy my nie join die boning, en ek het vir hom gesê, ek wil jou innooi in hierdie spasie in, om net bietjie met ons te share, waar het vrygewigheid in jou lewe begin? En hy het vir my die begin gesê, nee, hy's 100%, maar ek wil hom net honor ook, want in hierdie week moes hy sy pa begrawe het, en hy het nog steeds gesê, ek is reg om hierdie te doen, so Rian, is ons baie dankbaar dat jy saam met ons is, en dat jy saam met ons hierdie kan kom share. So wil jy nie vir ons net daai gedeelte? Dankie Aubrey. Ja, goeiemôre almal. Ja, ek kan probeer om te deel van waar en hoe wat begin het. Ek was bevoorreg om in 'n goeie huis groot te word waar ons altyd genoeg gehad het. Nie te veel nie, net genoeg. My pa het aan geglo 'n mens leef volgens jou inkomste, so daarom het jy genoeg. Maar daarmee saam het hy gesê jy moet hard werk en jy moet ander mense help. En my ma het gesê mens doen dit in die liefde van die Here. Maak seker dat jy die liefde van die Here uitstraal in alles wat jy doen. En baie jare later het ek natuurlik 'n skoonma gekry, so en sy het gesê mens moet 'n oop hand hê en ander help ook. So ek was bevoorreg om goeie ouers te hê en ek het standaard 4 al die Here aangeneem as my verlosser en saligmaker en ek het dit nogal baie ernstig opgeneem en probeer om in die woord te verstaan wat dit beteken.
En ek het dit regtig bestudeer sodat ek die wyshede kan probeer kry van wat in die woord staan. En julle nou gehoor, Abri het vanoggend van daai tekste gebruik, maar die Here sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie, is goeders wat ek vir myself sê. Want die Here gee dit as 'n belofte. Graad 1 het die juffrou vir ons Psalm 23 geleer, en dit sê, al gaan ek deur 'n dal van skaduwee en met my teenstanders rondom my, ek sal niks vrees nie. En 'n mens moet daai goeders vat in jou lewe. Maar ek verstaan dit ook, dat 'n mens nie net kry nie, jy moet ook van jou kant af iets teruggee, en of die skrif nou so is, weet ek nie, want dit sê in die laaste gedeelte van Psalm 23, dat ek in die huis van die Here sal bly, dwel there. Dit beteken vir my, ek maak moeite om met die dinge van die Here besig te wees. So daarom is dit belangrik om jou vertroue in die Here te stel, en ja, alles is nie altyd maklik nie. Universiteit en skool was nie vir my lekker en maklik gewees nie. En 'n mens leer 'n groot klomp goeders daar, want jy wil graag dit gaan toepas in jou lewe, maar daarna het ek 'n kursus gedoen wat sê jou finansies maak saak. En daarso het ek geleer dat die Here sê, maar alles behoort aan my. Die Here besit alles en ek moet die rentmeester wees daarvan. 1 talent of 2 talente, wat hy vir 'n mens gee, is dit wat jy moet uitleef. En hoe meer jy met sy talente kan handel, hoe meer gaan hy vir jou gee. Maar talente is nie net finansies nie, dit is ook 'n mens se tyd. Dit is jou hande, dit is jou kennis en wysheid, dit is jou liefde wat jy vir ander mense kan gee. En daarom het elkeen 'n plek in die lewe om sy gedeelte van die talent terug te gee, wat dit ook al is. En ek dink, so het dit vir my gekom dan, dat ek kan die Here dien in dit wat ek het in die lewe. Ja. Nou, ek bedoel, een ding wat ons baie keer beleef in ons eie lewens, is soos wat lewe aangaan en ons bevorder word in ons lewe, kry ons meer finansies, maar hoe hou ek aan om vrygewig te bly? Jy weet, want dit kan baie maklik net by 'n plek kom waar, weet jy wat, ek het meer nodig, want ek verdien meer, en ons mis baie keer daai, dat dit gaan eintlik oor die impak en nie die hoeveelheid nie. Ja, dit is so. Ek het vroeg in my lewe geleer dat, en my kinders begin nou werk ook, en hulle wil ook weet hoe hanteer 'n mens dit, en dit begin, vir my, finansies begin by 'n mens se eie begroting, en die eerste ding in jou begroting, die eerste lyn, natuurlik na inkomste, is wat is my tiende en wat is my offergawe? En dan kom die res daarna. Nou vra my seun my, so pa, wat beteken tiende nou? Wel, ek sê, ek weet nie. Ek dink is tiende van jou bruto inkomste. Dit kan die ou tannie in die Bybel het net een geldstuk gehad. Dit was haar alles. Dit was haar 100% waarskynlik. Maar dit kan jou 80% wees. So dit kan enige iets wees. Dit is wat die Here bedoel. Hy sê wel, bring die eerste en die beste van jou oes na my toe. So ek glo in die tiende. En ek glo in 'n begroting, sodat 'n mens kan leer oor hoe om met jou geld te werk. Ja. Dat jy kan verstaan, wat het ek oor, wat kan ek nog doen, dat ek kan verstaan, ek gee net tot by daai lyn uit. Ek het nie meer as dit nodig nie. Ek dink dit help 'n mens om dit te doen. Nou, dit is wel so, die Bybel sê, dis moeilik vir 'n ryk man om in die hemel te kom. Ja. Want hoe meer jy het, hoe meer wonder jy, hoe meer behoort jy te hê. Jy het nou gepraat van 'n mens se pensioen, so wat is genoeg? Ja. Ek weet nie of 1 miljoen rand se pensioen jou gaan dra as jy op 50 of 60 aftree, tot watter tyd, en of 100 miljoen rand genoeg is nie. Wie weet wat is genoeg, want dit hang maar af. My pa het gesê, jy gaan volgens jou inkomste leef. So ek dink 'n mens moet al daai goed in gedagte hou, wanneer jy besluit oor hoe om dit uit te leef en te gee in die lewe. Ja, Rian, ek dink net, as mens net vir 'n oomblik stil staan om te besef, ok, daar's 'n groter storie, want is iets wat ek gesien het, jy verstaan. Jy weet, ons het pop-up gehad vir baie lang ruk, ons het in soveel ander aspekte in die gemeente, waar
waar jy net ingekoop het en gesê het, ek raak deel van die oplossing, hoe daai, en mens kan seker nou sê 'n penny wat moet drop, nee, iewerste in jou hart net iets gesê, dit gaan eintlik oor die missie, dit gaan nie oor wat hier aangaan en wat gebeur ten opsigte van wat 'n pastoor verdien ensovoorts, want ek dink baie keer kan mens dit opweeg om te sê, wag bietjie, ek gee nou meer, maar kyk wat gebeur. Hoe het jy daar gekom om te sê, wag, hierdie is die fokuspunt? Ek dink die Here sit dit in 'n mens se hart. As jy sy kind is en werklik op die woord staan, dan wil jy ander mense help. Ek sal nie sê die missie nie, maar ek het tog 'n passie vir om ander te help. Ja. En 'n mens kan sekerlik nie almal help nie. As ek verby die robot ry en hier staan 'n man wat vra, dan vra ek myself, moet ek vir hom iets gee of moet ek nie? Ja. Waar moet ek eintlik gee? Dis 'n moeilike ding om te besef, maar ek dink in die genade van die Here in alles wat hy gaan vir my sorg en ek is hier geplaas met 'n doel om ander te help, is waarskynlik die beweegrede om 'n oop hand te hê om ander te probeer help, sover as wat ek kan. Sjoe man, ons waardeer regtig dat jy met ons dit kom share, dit wil julle nie om 'n lekker handklap gee nie. Dankie Rian. Ek dink sodra ons by 'n plek kom, en dis wat ek uit Rian se storie uit neem, is dit dat ons is baie keer goed met 'n sekere ding. Rian is baie goed met besigheid, maar sy betekenisvolheid in sy lewe is baie meer as net 'n besigheidsman. En ek dink ons mis dit baie keer wanneer ons nie verstaan dat hier's iets anderste wat God vir my en jou wil openbaar wanneer dit kom by vrygewigheid. En ek dink een van die groot gedeeltes lees ons natuurlik in Handelinge, wanneer Lukas dit skryf. En hy skryf hierdie wat Jesus sê, remember the words of the Lord Jesus, that he himself said, it is more blessed and bring greater joy to give than to receive. Jy weet, dis vir my besonder as 'n ou in sy werksplek vreugde vind, en dis vir hom lekker, en ek hoop jy's dalk daar, of miskien is jy nie daar nie, waar jy vreugde vind uit wat jy doen nie. Maar die realiteit is, Jesus bring ons by 'n plek om te sê, as jy die vreugde wil beleef, die krag eintlik van vreugde lê in die feit dat ek en jy vrygewig is. En dit is vir my besonder dat ons by 'n plek kan kom om te besef, wag 'n bietjie, hierdie krag van vrygewigheid is nie 'n transaksie nie, dit bring transformasie. Dit is op die einde van die dag nie 'n geskenk nie, dit is 'n storie wat geskryf word. En ek dink vrygewigheid groei in ons lewens. En ek het so 'n paar goed wat ek net met jou wil share. Dis nommer 1 het ons daarmee begin, is om te sê dis 'n hartstand. Ek dink as my en jou hart net kan kom by 'n plek waar dit klop vir dit wat Jesus wil doen, omdat hy iets in my en jou gedoen het, dan is dit so maklik om vrygewig te leef. Maar ek dink die tweede ding is dat, en dis wat Rian genoem het, ons moet dit in ons begrotings inbou. If you don't plan, you plan. Nee, dis dieselfde ding, as ons dit nie insit in ons begrotings nie, jy weet, dan kom dit by 'n plek dat ek gebruik my oorskiet. Maar as ek God eerste plaas, en ek begin so leef, dan bou dit natuurlik vertroue, en dit beteken baie keer nie dat ons nou sê, yes, dit is wat ek wil gee nie, maar dat ons begin by 'n plek om te sê, wag 'n bietjie, ek sit 'n vaste bedrag in, of ek sit 'n persentasie in, maar daar is iets van groei in vertroue, daar's iets van ek verbind my tot dit wat God vir my en jou gee. Ek dink een van die gedeeltes is om spontaniteit te beoefen. En dis wat ons vanoggend besluit dat ons gaan doen. Ons gaan spontaan wees, en ons gaan vanoggend vir jou 'n koevert gee. So ek wil jou vra, die ouens gaan nou omkom en dit vir jou uitdeel, 1 koevert per gesin, maar Donai, ek het gevoel ons moet alles net uitdeel. Soos jy 2 per gesin wil vat jy 2 koeverte per gesin. So ons wil alles uitdeel. Hoekom? Want ons wil hê jy moet spontaniteit in die dag hê, selfs soos ons.
Dis wat ons is 'n familie, en om spontaan te wees, het ons nodig om uit te gaan in ons gemeenskap, en ons sê altyd as Doxa Deo, ons wil 'n seën wees vir ons gemeenskap. Nou in daai koevert wat jy gaan kry, is daar R100. En ek wil jou vra dat jy kan doen met daai R100 wat jy wil, maar dat jy net vir 'n oomblik daaroor sal dink. Want ek dink, baie keer is dit vir ons 'n beslommernis, om nou moet ek 'n koevert gaan uitgee. Ons glo mos vir meer, ons het vertroue vir meer, ons het mos hierdie vertroue dat God ons omgewing wil verander na 'n plek waar hy regeer. Dis 'n plek waar hy sy impak wil toon, en wanneer ons dus te doen kry daarmee, het ons nodig om te sê, maar wag 'n bietjie, dit gaan oor meer as geld, dit gaan nou oor tyd, ook die oomblik waar ek met my familie sit, en ons bid daaroor. Ons bid daaroor om te sê, vir wie gaan ons hierdie gee? En miskien is dit ook dat jy nie net hierdie gaan gee nie, maar dat jy vir daai persoon gaan bid ook. En miskien wil jy by dit bydra en bylaas. Maar kom ons vanoggend by 'n plek om te sê, wag 'n bietjie, ons is in hierdie reeks, en hierdie reeks help ons om 'n ander perspektief te kry oor geld, en hierdie reeks gaan eintlik oor dat ons 'n groter storie leef. Ons leef eintlik 'n betekenisvolle storie, en as ek en jy mooi daaroor dink, is dat ek en jy kan gaan dink oor, is ons storie vasgevang in vrees, of in vertroue en in vrede? Is ons storie een van eindelose strewe vir meer, vir nog, of is dit 'n storie van tevredenheid en doelgerigtheid? Is ons storie 'n storie van opgaar, of is dit van vrygewigheid en impak? Jy sien, wanneer ek en jy God vertrou, dan gebeur die onmoontlike. Wanneer ek en jy in daardie spasie ons bevind, dan vat hy die 5 broodjies en 2 visse en hy voer 5000. Wanneer ek en jy tevrede leef, dan kan ons makliker gee, en op die einde van die dag, wanneer ons mildelik gee, verander ons omgewing om te weerspieël wie hy is. Ons weerspieël dus God se heerlikheid. Die Doxa Deo, sy opinie. Nie is die ding is dat ons leef 'n beter storie oor hom. Ek kan leef met vertroue en hoop. Ek kan leef met doelgerigtheid. Ek leef met inspirasie. Ek leef met 'n ander bril wat moontlikhede raak sien. Ek leef met 'n bril om te sê, soos God dit bestem het, sal hy alles nuut maak. Daarom, wanneer ek na ons omgewing kyk, dan sê ek, hoe maak ek 'n verskil? Dis sy heerlikheid wat my geldige storie word. Mag jy vandag hier uitstap met daai koevert in hand, met die persoon of persone op jou gedagtes, en sy lig laat skyn vir 'n verbreekdeel dalk vir daardie persoon. Mag dit dalk die begin wees van 'n plek waar jy besef wat jou bydra kan doen. Die verskil wat jy kan maak, net om te stop. 'n Oomblik jou aandag te vestig op iemand anders te. God toe te laat, dat hy deur jou vir iemand sê wat sy waarde is. Dis nie die R100 wat die waarde bring nie, maar dis my en jou hande en voete van Jesus wat mense waarde gee. Dis wat God ons voorgeroep het. Mag hierdie vanoggend iets in jou hart wakker maak, sodat ons nie sal ophou nie, maar sal aanhou en deurdruk. Want ons het nie vrees van wat mense sê nie, maar vertroue in wat hy sê. Die hoofopskrif vir my lewe het verander. Hy is my helper. Hy sal my nooit begewe en nooit verlaat nie. Ek
is nie. Mag dit die storie van jou lewe word. Amen. Kom ons bid saam. Here, dit is nie altyd maklik om by 'n plek te kom om te kan aanvaar wie ek werklik waar is. Maar Here, dit is die beste plek om by te wees. Want is juis wanneer ons dit aanvaar, dat U weet wat U gedoen het. My vertroue absoluut in U kan wees. Dat ek vergenoegd is met wat ek is en wat ek het. Dat die uitvloei van dit my vrygewigheid sal openbaar. Daardie vrygewigheid is die weerspieëling van die heerlikheid, U opinie. Dit bring mense in die spasie, in die omgewing, om U te kan ontdek vir wie U werklik waar is. So ek bid vir elke persoon hier, vir elke koevert wat uit gaan, en vir elke persoon wat dit gaan ontvang, dat dit nie net hulle lewe sal verander nie, maar dat hulle herposisioneer om te verstaan wie hulle is in Christus, sodat net soos ons, hulle ook 'n bydrae kan bring in ons samelewing, sodat die heerlikheid van God hierdie aarde sal vul, soos die water die see bring. In Jesus se naam. Amen.